Ons het getrou omdat ons gedink het ons sal seker maar eendag trou. Maar ons het nie getrou omdat ons verlief was op mekaar nie. Ons het getrou omdat ons onder druk was om te trou, want almal het gedink, hierdie twee bly nou saam, want ons het nie genoeg geld gehad om 'n ander woonstel te huur, so Tersa in 'n woonstel kon bly. En toe het sy ingetrek in die woonstel en ek het nog met 'n ander girl gekuier voor daai tyd. En skielik was die druk op ons en dit is waarskynlik waarom ons daai besluit gemaak het om uiteindelik te trou, is omdat ons gedink het ons sal seker eendag trou. Kom ons doen dit maar in elk geval nou. Wat is jou opinie, my vrou? Nee, presies so. Ek moet sê, ek dink ek het Tersa probeer verander in die begin. Ons is totaal verskillend. So my sterk persoonlikheid, dankie daarvoor. Het ek probeer om haar te maak soos wat ek dinge doen. En ek was altyd ontevrede, ek was altyd teleurgesteld oor dinge wat nie is soos ek het sou gedoen het. Dit het haar persoonlikheid verander na iemand toe wat ek nie van gehou het nie. Want hoe meer jy probeer word soos iemand anders wil hê jy moet wees, hoe minder hou daai persoon van jou. Want ek het met haar getrou of ek het van haar begin hou omdat sy so anders was as ek. So ek weet nie, wat is jou ervaring daarvan, mevrou? Ja, ek dink wat met my veral gebeur het is dat ja, dit was 'n baie slegte plek vir my waar ek moes draai, maar dit was ook deel vir my om te begin verander in wie ek was, om te besef 'n huwelik is nie net 'n huwelik waar daar geen konflik is en nie beklei word nie. En ek moes verstaan dat ek net soveel moes groei om op te staan en te begin agterkom wie ek is en nie toe te laat dat Jannie met sy mond my afbreek tot op 'n punt waar ek nie meer persoonlikheid gehad het nie. So ja, dit was baie sleg, maar ek is ook baie dankbaar want ek het baie gevorm en gegroei as gevolg daarvan. Ek moet sê, vandag ons konflik, 'n huwelik sonder konflik is eintlik 'n dooie huwelik. Ja. So konflik is regtig noodsaaklik want ons bespiegel dinge en ons redeneer rondom sake. Maar die uiteinde is altyd ons kom na 'n punt waar ons sê ons werk saam na dieselfde droom en dieselfde doel. So konflik is nodig. Mens gaan nie sonder konflik deur 'n lewe gaan nie. En as jy nou dink die perfekte huwelik het nie konflik nie, dan sit jy die pot mis. Keerpunt in ons huwelik was so na 3 jaar nadat ons getroud was en ons besluit het ons skei, want niks was lekker in ons huwelik nie. Ek het niks van myself meer gedink nie en Jannie was ook glad nie op 'n goeie plek nie. En op daai stadium het ons na 'n naweekfunksie toe gegaan waar daar 'n spreker was. En een van die dinge wat gebeur het daai naweek is Jannie het sy lewe regtig vir die Here gegee vir die eerste keer ernstig. En daai draaipunt toe ons huis toe gaan was 'n punt waar ons besef het ons is reg om te skei, maar kom ons gee dit nog een kans. En daai een kans was gebaseer nie op mekaar nie. Ons het reguit vir mekaar gesê ek hou nie van jou nie, ek is nie lief vir jou nie. Die Here het een keer in 'n gebedstyd vir my gesê, hou nou op vir my vertel hoe sleg Jannie is. En begin vir my vra hoe ek jou kan help om 'n awesome vrou vir hom te word. En dit het my heeltemal verander in my fokus in die huwelik om te begin my pad met die Here stap en dieselfde met Jannie. Hy het sy pad met die Here begin stap om die beste man vir my te word. En so het ons nie meer mekaar se foute begin raak sien nie, maar besef my verantwoordelikheid is om te groei in ons huwelik. Daar's nooit 'n wenner in 'n egskeiding nie. Dit kan ek vir julle sê. My eie ouers geskei toe ek jonk was en dis nou vandag seker omtrent 35, 40 jaar later en daar's nog geen wenner nie. Dit bly altyd 'n verloor en die trauma wat daarmee gepaard gaan is nooit tot voordeel nie. Maar wat ek wel vir julle kan sê is as elkeen wil, kan enige verhouding werk. Is Tersa die regte vrou vir my? Ek kon met iemand anders ook getrou het, maar ek moes daai besluit maak om te sê ek wil hou van wie jy is. Miskien sit jy en wonder of moet jy met hierdie huwelik aangaan? Wil ek vir jou sê, daar's net een antwoord vir 'n huwelik en dis haal jou oë af van mekaar af en sê Here, wat wil U hê moet ek doen met my lewe? Toe het iets begin verander want die woord sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou as jy jouself nie ag nie, nou dit gaan nie oor windgat wees of arrogant wees nie. Dit gaan om myself belangrik te ag en goed genoeg om met hierdie maat getroud te wees. So as jy in jouself weet, jy is goed genoeg, jy maak goeie keuses, jy is trots op die keuses wat jy maak, kan enige verhouding werk. Ek wil vir julle sê, daar's nie regtig 'n wenner in 'n egskeiding, nooit nie.
Mense vat altyd daai ding saam en jy weet, ek het 'n quitting, 'n besluit gemaak waar ek uitgeklim het. Maar dit vat guts om in te bly. En ek wil sê, is vandag nou 22 jaar wat ons getroud is en elke dag word beter.